Maar die vyand kan ons nie onderkry nie, want ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. En ons is dankbaar vir die geleentheid om te kan staan vanoggend en sy naam te kan grootmaak en aan hom al die eer en die lof te kan bring. Het gaan oor, wat glo jy? Het is tyd om die ouwe af te lê en het is tyd om die nuwe aan te trek. Het is tyd om te verander. Die dood en die opstanding van Jesus Christus speel so 'n belangrike rol in my en jou lewe as 'n kind van God. Ons kan dit nie ignoreer nie en ons kan dit nie wegwys nie. Want dis deur dit wat ek hoop het. Dis deur dit wat ek die ewige lewe het. Ek is besig om hierdie preek te preek en hierdie reeks te preek. En Anthony, jy kan na die volgende een toe gaan vir ons. Wat vir ons sê, dis ons skriflesing vanoggend. Jy sal sien, hy kom uit 3 verskillende boeke uit en ek wil dit vanoggend vir jou saambring sodat jy dit kan verstaan. Wanneer ons dink aan die kruis en wanneer ons dink aan Golgotha, dan dink ons aan die pyn en die lyding van Jesus Christus. Ons dink aan die bloed wat gestort is, die liggaam wat gebreek is vir my en vir jou. Ons dink aan die skare wat daar gestaan het en hom bespot het en hom uitgejou het. Ons dink aan die ander misdadigers wat saam met hom gekruisig is. Besef ons ooit, hoeveel was dit vir my en vir jou? Besef ons werklik op Golgotha wat het gebeur? Besef ons werklik die vrymakingskrag wat daar was toe hy sê, dit is volbring? Ek wil vanoggend met jou deel, ek het met jou gedeel oor Judas en Petrus. Vanoggend wil ek met jou deel oor 'n ander skrifgedeelte. As ons gaan na die volgende skyfie toe, dan gaan jy sien vanoggend wat dit vir jou sê. Het gaan oor die doel, of dit gaan oor wat beteken die dood en die opstanding van Jesus Christus vir jou. Dit gaan daaroor dat ek en jy moet weet dat, omdat hy gesterf het, en omdat ek 'n kind van God is, en omdat ek hom aangeneem het as saligmaker en verlosser, het ek 'n doel op hierdie aarde. En dis om gehoorsaam te wees aan die opdragte wat hy my gee. Om uit te leef die liefde wat hy vir my het. Die tweede een waarna ons gekyk het, dat as gevolg van dit wat gebeur het, as gevolg van jou verborgenheid in Christus, kan jy verander. Judas en Petrus het hom albei verloon. Judas het gesterf in sy sonde. Petrus het verander en hy het die liefde van Jesus gevind. En hier is hy uitgeword die rots waarop alles draai. Vanoggend wil ek met jou gesels is oor, het jy die belofte van die ewige lewe? Kan jy vanoggend sê dat deur die dood en die opstanding van Jesus Christus, ek het die ewige lewe? Want daar's waarhede wat daaraan is. Het is maklik om te sê ek het die ewige lewe, maar ek wil vanoggend vir jou wys, dit is nie so maklik nie. Daar is dinge wat van my en van jou verwag word. Ons maak partymal ons Christenskap en dit waarin ons glo goedkoop. Ek is 'n Christen, ek gaan hemel toe. Ek wil hê jy moet vanoggend saam met my gaan en ons gaan begin in die boek van Matteus 27 vers 38. Dankie Anthony. Ons sal sien, daar's die prentjie, sorry Anthony, daar's die prentjie van die kruis. Die 3 kruise op Golgotha. Na bewering kon hulle tot 5 mense gekruisig het. Maar met die dood van Jesus Christus is daar 3 mense wat gekruisig. Die woord sê vir ons, dis 2 misdadigers en Jesus. Vereenselwig hom met 'n misdadiger, want dit is net 'n misdadiger wat sterf aan 'n kruis. Ons sien die 3 kruise wat daar so staan. En dan dink ons terug aan Golgotha. Wil jy moet vanoggend dink dat jy staan voor Golgotha. Jy is besig om te skilder, die 3 kruise, net soos wat hy daar so is. En dan gaan ek vir jou 'n vraag vra aan die einde van dit. Oor die prentjie wat jy skilder. Wanneer ons lees in Matteus, dan dink ons daar is dalk 'n weerspreking in die Bybel. Daar is geen weerspreking in die Bybel nie. En ek wil vanoggend vir jou wys. Dit sê in Matteus in het begin, waar die 2 wat saam met hom gekruisig is. Dit sê die volgende, daarop het hulle saam met Jesus ook 2 kriminele gekruisig, een aan elke kant, Jesus in die middel, wat wys dat hy vereenselwig hom saam met sondaars. Hy het nie gekom net vir die heiliges nie, hy het nie gekom vir die priesterhoofde en die fariseërs en die sadduseërs nie, hy het gekom vir hulle wat verlore is,
hulle wat siek is, hulle wat in rebellie en in opstand is. Dis vir wie hy gekom het. Vers 43 sê vir ons, is waar hulle besig is om hom te bespot. Die Joodse leiers wat daar so staan, hulle het lekker gekry as gevolg van, dis die einde van Jesus. Min het hulle geweet dat dit was die plan van God gewees reg van die begin af. Hulle het gedink deur middel van Judas, deur middel van 'n instrument, het hulle uiteindelik vir Jesus gekry en hy gaan nou sterf en dis die einde. Geen bedreiging meer in die sinagoge nie. Geen bedreiging meer vir 'n tradisie en dit waarin ons wil vashou nie. Geen dat dit net gaan oor ons wat dink ons is net heilig nie. Hulle het gedink dit is alles verby en die volgelinge gaan uitmekaar uitgaan en daar sal nie weer gepraat word oor Jesus nie. Min het hulle geweet. Dit was glad nie hulle plan nie, dit was God se plan. Daarom staan hulle en daarom bespot hulle hom. En hoor wat sê die skrif, vers 43. Hulle sê hy het mos op God staat gemaak. As God sodanig lief is vir hom, laat hy dit nou bewys deur hom te red. Hy het tog self beweer, ek is God se seun. Hulle bespot hom en sê vir hom, maar as jy die seun van God is, die God wat die onmoontlike doen, laat hy jou van die kruis afklim. En ek kan net dink, hoe kyk hulle vir mekaar, hoe lag hulle, daai trek op hulle gesig, daai verlustiging wat hulle het. Hulle dink, daar gaan nog gewonne werk wees. Min het hulle geweet, wat het God al reeds bepaal vir sy seun. In hierdie selfde trant het selfs die kriminele wat saam met hom gekruisig is, hom beledig. En hierdie is wat ek wil hê jy moet verstaan vanoggend, die skrif sê vir ons, die twee wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Het hom toegesmou, het vir hom gesê, red ons dan ook, haal ons ook van die kruis af. Matteus 27 vanaf vers 40 tot 44 beskryf ons hoe Jesus bespot is en uitgedaag is aan die kruis. Deur die verbygangers, deur die hoofde, die Joodse leiers, selfs die mede-gekruisigdes het hom bespot. Hierdie gedeelte wys vir ons die diepte van die menslike verwerping en die ongeloof wat mense het in Jesus Christus. Vandag as jy met iemand wil praat, verwerp hulle jou nie, bespot hulle jou nie. Nee, moet nie vir ons spreek nie. Ag, ek het my eie geloof. Ag, ek glo in hierdie dinge en dit is reg, ek wil nie hoor wat jy sê nie. Dit wys vir ons dat die mense selfs in daai tyd wat geweet het dat dit die seun van God is en hulle sou sien wat gebeur wanneer hy sy asem uitblaas, wat hulle hom nog steeds verwerp het. Ons sien ook wanneer hy aan die kruis sterf, sy lyding en die profesie wat vervul word en bevestig dat hy waarlik die seun van God is. Die medegekruisige saam met hom, saam met Jesus was twee misdadigers wat volgens die Romeinse reg tot die doodstraf veroordeel was. Hulle het sekere dinge gedoen en die Romeine het 'n voorbeeld gemaak om mense te kruisig sodat mense sou beangs wees en vrees wees om nie misdaad te doen nie. Dat mense sou bang gewees het om in rebellie te wees teen Romeine, teen die Romeinse ryk. Dat mense nie sommer net 'n misdadiger sou gewees het nie, want as hulle jou sou vang, dan is die doodstraf 'n kruisiging in die openbaar, die vernedering en die aakligste manier wat daar is, waardeur iemand kan sterf. Ek en jy weet nie veel van die twee misdadigers wat saam met hom gesterf het nie. Ek en jy weet nie veel van wie hulle was of wat hulle name was nie. Die woord in die evangelie vertel ons nie. Die woord in die evangelie vertel ons nie wat het hulle verkeerd gedoen nie. Saam met die skare in die begin het hulle hom gespot. Het hulle ook die spot met hom gedryf. Dalk het hulle gedink dat as hulle hard genoeg spot, sal hy hulle ook van die kruis afhaal, want hulle is almal dan misdadigers. Ons gaan sien dat later het een van hulle tot geloof gekom. Terwyl hy aan die kruis hang, het daar iets gebeur en hy het 'n verandering in sy lewe het gekom en hy het tot geloof gekom. Wanneer ons gaan na die boek van Lukas toe, in Lukas 23, dan lees ons verder, twee ander misdadigers is ook saam met Jesus weggelei om tereggestel te word. Dis die bevestiging van Johannes en Markus en Johannes, die twee misdadigers.
Toe hulle by die plek aankom wat Kobbeen genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig en ook die misdadigers, een aan Jesus se regter en een aan sy linkerkant. Daarop het Jesus gesê, terwyl hulle besig is om hom te kruisig, terwyl hulle besig is om hy spykers in te staan en hy sien die wreedheid in die oë van die Romeinse soldate, hulle het geen genade bewys nie. Daar was nie liefde vir hulle nie. Hierdie persoon is 'n krimineel. My werk is om hom vas te slaan aan die kruis. My werk is om hom te behandel so rof as wat ek kan, want dis wie ek is. 'n Romeinse soldaat was nie 'n sissie nie. Hy was iemand wat geweet het hoe hard die lewe is en daarom het hy geen sagtheid in sy hart gehad nie. En terwyl hulle die arm van Jesus vashou en hy vat die hamer en die spyker en Jesus draai sy kop na hom en hy slaan die spyker deur die vlees in die hout in, het hy dalk nog gegrynslag. Ek weet nie. Met 'n liggaam wat geskeur is, met 'n liggaam wat gebreek is hulle besig om dobbelsteentjies te gooi, om sy klere onder mekaar te verdeel, lachend, spottend. Toe hom in die kruis sit aan die onderste deel en het val in die grond en toe ruk het sy hele lyf. Daai spykers wat skeur, die kroon op sy kop en die bloed wat loop. En die skare wat hom bespot en sê, jy is mos die koning van die Jode. Haal jouself dan van hierdie kruis af. Jy is dan die seun van God. En terwyl hulle hom so bespot, kyk hy na elkeen van hulle en hy sê die volgende, Vader, vergeef hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Uit sy hart uit spreek hy na die Vader toe, hy sê, Here, dit wat hulle hier doen, hulle weet nie wat hulle besig is om te doen nie. Die skrif sê verder, hulle het ook sy klere verdeel deur die lot te werp. Die volk het daar gestaan en toe kyk. Die leiers het aangehou om hom te bespot met die woorde. Ander het hy gered, laat hy homself red, as hy die Messias, die uitverkorene van God is. Vers 36 sê ook die soldate het vorentoe beweeg en Jesus gespot. Hulle het vir hom asynwyn aangebied. Hulle het vir hom aangebied sodat die pyn moes gedoof het. Jesus het dit nie aanvaar nie. Want hy moes deur die lyding gaan van die pyn, sodat hy kan weet waardeur ek en jy gaan, wanneer ek en jy deur pyn en lyding gaan. Hy het nie 'n verdowingsmiddel nodig gehad nie, want anders sou dit weggevat het, die deel van waarmee hy homself kan vereenselwig met ons. En gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n kennisgewing bokant Jesus se kop, hierdie man is die koning van die Jode. Ek en jy sing vanoggend vrywilliglik, koning van my hart, koning van my lewe. Elke liedjie wat ons gesing het vanoggend pas so in by die skrifgedeelte wat die Here vir ons gegee het. Koning van my hart, ek het nie nodig om 'n bordjie hier op te sit en te sê, hier hang die koning van die Jode nie. Ek verklaar met my mond en ek getuig die koning van my lewe en die koning van my hart en die blydskap wat uit my uitborrel, dat hy my vrygemaak het en my losgemaak het. Dat ek het waarde gevind in die dood en die opstanding van Jesus Christus en ek is kosbaar vir hom. Vers 39 sê, een van die misdadigers wat daar gehang is, het Jesus aanhou beledig deur te sê, is jy dan nie die Messias nie? Red jouself en ook vir ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê, as jy ook nie respek vir God het nie, alhoewel jy die straf as hierdie man ondergaan. Ons sien terwyl hy aan die kruis hang, die een aan die een kant het besef, maar hierdie is die seun van God. Hy het besef dat waarlik dis Jesus Christus en nie 'n misdadiger wat hier hang nie. In die begin het hy hom gespot. Wat het verander of wat het gemaak dat hy sy gedagtes sou verander omtrent Jesus? Matteus en Markus is die enigste evangelies wat vertel van die spottery en Lukas is die enigste een wat sê, hy het verander. Hy het verander en hy het homself gedraai en hy het Jesus begin verdedig. Daar is iets wat moes gebeur het aan daai kruis, wat in sy lewe inspraak gemaak het, wat hom verander het. Lukas skryf en dis in hierdie evangelie wat hy verduidelik, waar die misdadiger opstaan vir Jesus. Dis hier waar hy sê, maar het jy nie skaamte of respek vir God nie? Jy verdien dieselfde straf.
Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Dis simbolies wat gebeur in die wêreld. Die kruis skei mense. Ons het gesien voor die kruis, na die kruis, agter die kruis in die bloed van Christus is daar beskerming. Daar's mense wat voor die kruis staan wat sal sterf in hulle sondes en nooit die ewige lewe gaan hê nie. Maar as jy agter die kruis is en jy sal onthou ek het gepraat van die bloed van die lam wat gesmeer is aan die deurkusyn, dan is jy beskerm. By die kruis is waar die onderskeid getref word van die lewe wat verander en die wat net volhard in hulle sonde. Daar is hulle wat in geloof reageer. Daar is hulle wat sien, werklik dit was die seun van God. Daar is hulle wat besef, dit wat hy doen aan die kruis is vir ons, en hulle regeer daarop en hulle lewens verander. En dan is daar die ander, soos hierdie misdadiger. Hy verwerk vir Jesus, tot op die einde. Was dit dalk die volgende skrifgedeeltes, wat hy ervaar en gesien het? Was dit dalk dat Jesus het nooit 'n slegte woord gespreek teen enigiemand nie? Hy het nie hierdie misdadiger toegesmou nie. Hy het nie vir hom gesê, bly stil, jy weet nie waarvan jy praat nie. Hy het nie dalk vir hulle gekry en gesê, weet jy wat, ek wag vir die oordeel, dan gaan julle sien wat gaan gebeur. Hy het stil gebly. Hy het aanvaar dit wat hom toekom. En vir hierdie misdadiger was dit iets besonders. Was dit dalk dat hy gehoor het van Jesus oor sy liefde en die genade? Was hy dalk in die tronk gewees en terwyl hy op death row was, terwyl hy wag om gekruisig te word, was daar dalk iemand wat in die tronk was en vir hom gesê het, weet jy wat, ek het vir Jesus gesien, ek het geweet van Jesus, die ou wat langs my gesit het, of die ou wat ek elke keer verbygeloop het, die blinde man, en ek het sy almosies gesteel, die een dag toe ek daar kom, toe sy nie daar nie, ek kon nie sy almosies steel nie, want Jesus het in sy lewe ingestap en hom gesond gemaak. Dalk het hy in die tronk gesit en hy het gehoor van hoe Jesus barmhartigheid en liefde bewys aan die wat om hom is. Dalk het hy gehoor die skare wat praat en sê, Jesus gaan gekruisig word. Dit is die einde van sy navolgelinge. Dis die einde van dit wat hy in glo. Maar terwyl hy in daai kruis is, het hy dalk in die oë van Jesus gekyk en hy het iets anders te gesien en hy het lewe gesien. Wanneer ek en jy in die oë van die Here kyk, dan sien ek en jy lewe. En ek en jy kan nooit dieselfde bly nie. Die kruis verander vir my en vir jou, want hy het gesterf vir my en jou aan die kruis. Dalk was daar iemand anderste wat gesê het, weet jy wat in die begin? Ek was by die bruilof gewees, toe hy water in wyn verander het. En ek het die wonderwerk gesien. Maar hy kyk en hy sien, dat hierdie Jesus wat saam met hulle gekruisig word, is anderste. Is nie dieselfde as hulle wat haat het, as gevolg van dit wat met hulle gebeur het, en die straf wat vir hulle voorlê nie. Dalk was dit hierdie skrif, wat vir ons in die skrif leer, wat Jesus gesê het in Johannes 19 vers 26 en 27. Terwyl hy aan die kruis hang en terwyl hy stikkend is, terwyl hy sweet besig is om in die wonde in te loop en is besig om hom te brand en die pyn van sy rug en die asemhaling, daai hout is besig om in sy rug in te steek, het hy ontferming en hy sê die volgende, toe Jesus sy ma sien en die lieflingsdisipel wat by sy ma staan, sê hy vir haar, vrou, daar is die seun. Hy gee nog om vir sy ma. Hy het nie 'n hardheid in sy hart nie, hy het nie 'n koudheid in sy oë nie, maar hy het warmte en liefde vir sy ma. En hy weet, as die eersteling, die eerstegebore en die oudste is dit sy verantwoordelikheid om te sorg vir sy ma. En die disipel aan wie hy die naaste was en wat hom lief gehad het, sê hy, ek vertrou my ma toe aan jou. Moenie oor my huil nie. Moenie oor my bekommerd wees nie, sorg vir my ma. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou ma. Van daardie uur af het die disipel Jesus se ma by hom aan huis geneem.
Dit het dalk hierdie misdadiger geraak en hy het besef, maar hier is iets anderste. Ons kerm oor dit wat met ons gebeur, ons wil van hierdie kruis afkom, maar ons verdien die dood, maar hierdie man verdien dit nie. Maar hy is bereid om te sterf en in sy tyd van lyding is hy ook bereid om te sien na sy ma. Dalk was dit die woorde wat hy vroeër gehoor het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die binnekant in hom was daar haat. Ek en jy weet nie die omstandighede van hoekom hierdie man gekruisig is nie. Ek dink altyd aan die goeie en ek wil altyd aan die goeie dink. Miskien hierdie misdadiger wat gekruisig is, die een wat 'n sagtheid in sy hart gehad het, sy omstandighede was dalk so dat dit nie bedoel was dat hy moes 'n misdadiger gewees het nie. Ek gaan net spekuleer vanoggend want ek het dit gaan soek en ek kon dit nie kry nie. Miskien het hy groot geword as 'n kind, waar mans in en uit by sy huis was, waar hy op gereeld gevloek en geskel is. Miskien was hy hierdie seentjie wat nie tuis gevoel het nie, en hierdie seentjie wat al gedink het, luister, hulle het my nie en hulle het my nie lief nie, ek is maar net en het maar net gebeur. En dalk het hy begin op 'n jong ouderdom weggehardloop en in die strate begin leef. Dalk het hy gegaan en in die hasblikke gegrou en hy het op brood afgekom en hy het gedeel met van die ander kinders wat in die straat is. Dalk het hy eendag op 'n brood afgekom. En hy het die brood gevat en terwyl hy met die brood beloop, het die soldate hom gekonfronteer want hy is verslete en hy svuil, hy lewe op die straat en hulle het gesê jy's 'n misdadiger. Dalk hulle hom wou arresteer in die stoer, hy het iets gebeur en per ongeluk het dalk die soldaat seer gekry of hy dalk sy swaard getrek en iets het gebeur en hierdie soldaat sterf. En hy's 'n misdadiger. Hy het in opstand gekom teen die Romeinse ryk en daarom verdien hy die dood. Ek kan net spekuleer. Ek weet nie of dit die waarheid is nie, jy kan dit nie vat vanoggend wat ek vir jou sê is die waarheid nie. Ek probeer my net indink. Dan dink ek aan die tweede misdadiger. Hy was dalk iemand wat opgegroei het in 'n geliefde huis. Hy het dalk opgegroei, maar op 'n jong ouderdom het hy betrokke geraak met die verkeerde vriende. Hy het dalk betrokke geraak by hierdie bende, hy het dalk die leier geword van 'n bende. Hy het dalk geroof en gesteel, sodat hy eer kon kry, want hulle was in opstand teen die Romeinse ryk. Hy het dalk gedink, miskien as ek aanhou met dit, en as ek mense notisie en kennis van my neem, sal ek dalk wanneer die Romeinse ryk omvergegooi word deur die Messias, 'n leierskapposisie gehad het. Dit kon gewees het, dat hy en sy bende een aand besig was om 'n welgestelde Jood of 'n Romeinse burger te roof. En in die geveg het hulle dalk die vrou en die kinders van die Romeinse soldaat doodgemaak. Dit was nie wat hom bekommer het nie, dit was ook nie iets wat hom gepla het nie, want hy het hard groot geword as 'n misdadiger. Dalk het hulle daai aand fees gevier en hulle het gedrink en hulle self geniet met die rykdom wat hulle gesteel het. En toe hy 2 dae later wakker word uit die beswyming van die drank, te sien hy die soldate om hom staan. En hy is gearresteer. Weereens, dis net spekulasie, ek kan nie vir jou sê of dit so is nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, al 2 misdadigers het foute gemaak in hulle lewe, soos wat ek en jy foute maak. Al 2 hierdie misdadigers, die een het dit dalk gebeur, dat dit nooit so beplan was nie. Iets het met jou gebeur, dat dit nooit so beplan was nie, maar jy het 'n misdadiger en 'n rebel geword teen God. Aan die ander kant was dit dalk die omstandighede waarin jy groot geword het, dat jy nooit gehoor het van God nie. Wat gemaak het dat jou hart is teenoor God. Nog steeds is jy 'n misdadiger, 'n rebel. En ek en jy weet wat sê die woord, dat wanneer jy 'n rebellie teen God is die loon van die sonde is die dood. So al 2 hierdie misdadigers het verdien om doodgemaak te word, ongeag die omstandighede. Hulle was deur die regering of hulle was deur die Romeinse ryk beskuldig daarvan dat hulle kriminele is. Daarom terwyl hy na Jesus kyk wat in die middel van hom hang, en hy sien dalk die liefde
Toe Jesus sy kop na hom draai en hy sien die liefde van Jesus in hom, het hy besef werklik, hierdie is die Messias. Hierdie is die Seun van God. Is net deur sy genade dat ek gered kan word. En hy verander. Vers 41 sê vir ons die volgende, hy is besig om te praat en hy praat teen hierdie geweldige misdadiger aan die ander kant. Hy sê, ons het dit te drie verdien, ons het foute gemaak in ons lewe, ons verdien die doodstraf. Want ons verdien die straf vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy sê hierdie man in die middel was onskuldig. Hy het verder gesê, Jesus, onthou my asseblief wanneer u in die koninkryk kom. Hy het geweet van Jesus. En hier maak hy 'n openlike belydenis deur te sê, u is die Seun van God. En wanneer u in u koninkryk kom, onthou my asseblief. Wat hy eintlik doen is, hy sê vir hom, ek verstaan die genade, ek verstaan die liefde, ek wil dit aanvaar, ek het gesondig, ek het verkeerd gedoen, ek erken dit vandag voor u. Al wat ek vra is, onthou my en vergewe my sonde. Wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom in vers 43. Jesus' antwoord was, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag sal jy saam met my wees waar ek gaan. Die versekering, dat wanneer ek en jy verander, wanneer ek en jy die liefde en die genade van God ervaar, wanneer ons verander in ons lewe, wanneer ons verander in ons denke, wanneer ons begin lewe soos Jesus Christus, het ek en jy die ewige lewe. Want jy sien, ons verstaan wat het hy gedoen aan die kruis vir ons. Ons verstaan dat sy genade is 'n geskenk vir my en vir jou. Hy gee dit vrywilliglik vir ons, ek neem dit in geloof en ek reageer daarop en my lewe verander, of ek hoor dit en ek verwerp dit en ek gaan sterf in my sonde. Hy erken wie Jesus is en vra hom genade, sodat hy die ewige lewe kan hê. Hy erken vir Jesus en hy sê in die koninkryk, neem my saam in die koninkryk. Wanneer jy gaan lees in Lukas 16 vanaf vers 22, dan sien jy Lazarus en die ryk jong man. Die paradys is 'n plek waar die geseëndes van die Here gaan. Die dag wanneer jy jou aarde toemaak, jou oë toemaak op hierdie aarde, dan sweef jy nie iewers te rond nie, daar's 'n plek waar jy gaan, en hy verduidelik dit in Lukas 16 vers 22. Lazarus en die ryk jong man. Die ryk jong man het in 'n plek ingegaan wat genoem is die doderyk, waar hy gefolter is en waar hy pyn gehad het en waar hy gesmag het na die heerlikheid van God en gesmag het na water, maar hy het dit nie gekry nie, want hy het volhard in sy sonde. Lazarus het gesterf en hy was aan die boesem van Abraham in die paradys. Jesus was op daai stadium nog nie in die paradys nie, daarom gebruik hy vir Abraham en hy sê, hy sien hom aan die boesem van Abraham in die paradys. Die misdadiger wat sterf in homself, wat sterf sonder die belydenis, hy het na die doderyk toe gegaan, na die plek waar daar pyn en lyding was. Maar die een wat gesê het, onthou my as jy in die koninkryk kom. God se genade geskenk het hy aanvaar. En hy het saam met hom gegaan in die paradyse. Die verwerping van die woord van God. Die verwerping van dit wat hy vir ons vertel. Jy sien, ons is baie maal net gehoor mense. Ek hoor dit, maar hier maak dit nie 'n verandering nie. Hier kom dit nie en dit maak my 'n beter mens nie. Ek hoor dit en ek vergeet daarvan. Jakobus sê, wanneer jy kyk in 'n spieël, jy kyk en jy sien in die spieël en jy stap weg en jy vergeet daarvan. Ek hoor die woord en ek stap weg en ek vergeet daarvan. Dit het geen impak in my lewe nie. Ek wil vir jou sê, daar's 'n plek waarheen jy gaan en dis nie 'n goeie plek nie. Maar wanneer jy die genade geskenk van God ervaar, sy liefde en sy genade wat aan jou bewys is deur Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis, sal jy saam met my in die paradys wees.
Dis 'n belofte wat ek en jy het. Ek en jy het 'n belofte van die ewige lewe. Dis nie iets wat net na jou toe kom nie. Dis nie net iets wat jy glo nie. Daar is 'n verandering wat moet gebeur in jou lewe. Jesus Christus moet die koning van jou hart en die koning van jou lewe word en jy moet 'n doenmens wees sodat mense dit kan sien. Romeine 3 vers 23. Ons het immers almal gesondig. Ek en jy het verkeerd gedoen. Ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom. Rebellie. Jy sien, wanneer jy in rebellie is dit sonde. Wanneer ek en jy weet wat ons moet doen volgens die woord van God en ek steur my nie daarin nie, verwerp ek sy woord, ek verwerp sy gesag, ek verwerp sy autoriteit en die loon van die sonde is die dood. Romeine 6 vers 23 aan die ander kant sê van ons die volgende, want wat die sonde uitbetaal is die dood. As jy Jesus Christus gaan verwerp, gaan jy doodgaan, nie net 'n geestelike dood nie, 'n fisiese dood, daar is nie vir jou 'n koms vir 'n ewige lewe in die paradys nie. En ons kan nie doekies omdraai nie, want dit is die realiteit en dit is die waarheid. Maar God se genade geskenk is die ewige lewe wat ons deel word van Christus Jesus, ons Here. Ek kan net deel van dit word as ek Jesus Christus aanneem, agter die kruis kom, onder die bloed van Christus staan, begin om te lewe dat Jesus se liefde uit my uitstraal en 'n verandering te maak in ander mense se lewe, dan het ek die belofte en die versekering van die ewige lewe, maar voor dit, om te volhard in sonde en my sonde saam met my te dra, verwerp ek die genade en die liefde van God. Daar is net een skyfie wat ek graag vir u wil wys, of vir u wil lees, maar miskien het ek hom verby gegaan en miskien is dit dat ek dit nie moet doen nie. Ek wil vanoggend afsluit met hierdie. Die Griekse woord wat beskryf 'n misdadiger. Is iemand wat rebelleer, iemand wat moord pleeg, iemand wat in opstand kom en self verroof. Die Romeine het hulle bestempel as 'n misdadiger. En al twee van hierdie het iewers dit verkeerd gedoen in hulle lewe. Hulle het geglo, Jesus het in opstand gekom teen die Romeinse ryk. Die Jode het dit so bewerk dat hulle geglo het en daarom kon net die Romeinse ryk die doodstraf inbring. Ek sluit vanoggend af met hierdie wat ons geleer het vanoggend. Markus en Matteus, die twee evangelies wat vir my en vir jou beskryf dat almal het Jesus gespot. Selfs die twee misdadigers. Lukas aan die ander kant in sy evangelie wys die kontras tussen verwerping en geloof. Dit leer vir my en vir jou. Wat gebeur met wanneer jy hom verwerp en Jesus Christus verwerp en wanneer jy hom aanneem in geloof? Wanneer jy hom aanneem in geloof en jy reageer, het jy die ewige lewe, maar wanneer jy hom verwerp, is daar nie vir 'n kans vir jou nie. Die krag van genade, selfs op die laaste oomblik. Hierdie misdadiger was so bevoorreg geweest. Hy is nie oorlede aan 'n hartaanval nie, hy is nie oorlede in 'n karongeluk of enige ongeluk nie. Hy het in sy laaste oomblikke die kans gehad om Jesus Christus te bely. Te sê, as u in u koninkryk kom, Seun van God, onthou my asseblief. Ek het gesondig, vergewe my asseblief. Ek wil deel wees van dit. Van ons gaan nie daai geleentheid kry nie. Want ek en jy kan nie bepaal hoe ons gaan sterf nie. Maar ek en jy moet seker wees dat ons hom nie verwerp nie. Ons moet seker wees dat ons loop in die geloof. Selfs 'n misdadiger wat sy hele lewe verkeerd geleef het, kon deur geloof vergifnis en die ewige lewe ontvang. Ek en jy was sondaars. Ek en jy was daar waar hierdie misdadigers gehang het. Ons het net nie die straf gehad nie. Ons het die genade geskenk van God gekry en van ons het dit gevat en dalk is daar wat nie dit nie gevat het nie.
God se genade is nie beperk tot tyd en omstandighede nie. Die feit dat Jesus tussen hulle gekruisig is, wys ons hoe hy homself vereenselwig met sondaars. Hy het nie gekom om te oordeel nie. Hy het gekom om te red. As dit dalk iemand anders was wat aan die kruis gehang het, het hy dalk gesê, bly julle stil. Ek moet worry oor myself, hoe kan ek nog bekommerd wees oor julle? Die gesprek van die misdadiger in die laaste oomblik beklemtoon ons dat Jesus het aanklank gevind by misdadigers. Ek glo toe hy besig is om met Jesus te praat, het Jesus sy gesig na hom gedraai en hy het gekyk na hom. En hy kon ervaar die liefde en die genade wat uitgestraal word deur Jesus vir hom, oor 'n sondaar wat sy sonde bely en die ewige lewe gaan ontvang. Nêrens in die woord sê dit vir ons, hy het sy kop dalk gedraai na die ander sondaar wat hom beledig het. Hy het geweet die verwerping van hom en wat die loon van daai sonde vir daai persoon sal wees. Iets wat ons lees en wat my dalk diep getref het. In die tyd toe Jesus gevoel het dat God het sy aangesig van hom af weggedraai, het 'n misdadiger vir hom opgestaan. Die misdadiger was die een wat vir hom opgestaan het gesê, weet jy nie, hierdie is die seun van God nie. Sodat Jesus dalk nie algemene verwerping ervaar het nie. Ek weet nie. Die misdadiger herken sy sonde. En dat hy verdien sy straf en dat hy jammer is oor dit wat hy verkeerd gedoen het. En hy glo in Jesus Christus. Weet jy wat is die beste gedeelte van dit alles? Die slegste dag van daai misdadiger het vir hom die beste dag geword. Jy sal saam met my in die paradys wees. Ongeag van die pyn, ongeag van die Romeinse soldaat wat die hamer gaan vat en jou bene gaan breek om seker te maak jy is dood. Jy gaan saam met my in die paradys wees. Die eerste misdadiger het gesterf in sonde en die lood ontvang in sy fisies en sy geestelike lewe hierna. Hy het die geleentheid gehad soos die ander misdadiger om tot insig te kom. Hy het gekies om dit nie te doen nie. Jesus het nie omgedraai en vir hom gesê, as jy nie doen wat hierdie een doen nie, weet jy wat wag vir jou. Hy het hom toegelaat om sy keuse te maak. Die tweede misdadiger het gesterf van sy sonde. Hy het ontslaag geraak van sy sonde was vergewe en die genade wat hy gevind het op die laaste oomblik. Sy sonde is van hom al weggevat en hy is die ewige lewe gegee. Die 3 kruise. Die een het gesterf in sy sonde, die misdadiger wat dit nie wou bely nie. Die tweede een het gesterf van sy sonde, hy het sy sonde oorgegee aan Jesus Christus. Die derde een, die middelste een, het gesterf vir hulle albei se sondes. Albei het die kans gehad. Een het dit gevat en die ander nie. Hy het gesterwe vir albei se sonde. Trots sy eie geregtigheid van die misdadiger het gemaak dat hy sy lewe verloor. Nederigheid en erkenning van sy skuld het aan die ander een die ewige lewe gegee. Ons was almal daar. As jy gestaan het en dis wat jy geskilder het, waar gaan jy jouself plaas, aan watser kant? Gaan jy jou plaas aan die kant, is dit jy wat gesterf het van sonde, of is dit jy wat sterf in jou sonde? Die keuse is vanoggend joune. Die ewige lewe is aan my en jou beloof. Dis vir jou gegee as 'n genadegeskenk. Wat maak jy daarmee? Verhard jy jou hart en sê, Jesus Christus, ek het jou nie nodig nie. Dis oukei, ek kan op my eie voortgaan. Ek kan voortgaan om te lewe in rebellie. Ek kan voortgaan om trots te wees en my eie geregtigheid te soek. Of gaan jy sê, Here, ek het gesondig.
ook teen U. Ek was in rebellie teen U. Maar Here, ek gee dit alles vir U. En ek vat die genade geskenk, wat ook die ewige lewe is vir my. Deur die dood en die opstanding van Jesus Christus, op Paasnaweek, is die belofte aan jou gegee van die ewige lewe. Dis beskikbaar aan almal. Nie net aan ons wat sit in hierdie kerk nie, is beskikbaar aan almal. Glo jy dit? Het jy die ewige lewe of is jou hart verhard? Is jy 'n hoër mens, maar nie 'n doen mens nie? Die genade en die liefde van God is vandag vir jou beskikbaar. En net jy kan die besluit neem vandag. Net jy kan sê, Here, hier is ek. Ek ken my lewe. Ek weet waaroor my lewe gaan. Ek het daai genade nodig. Ek het nodig die ewige lewe. En mag jy die regte besluit maak. Mag jy nie wees soos die een wat net hoor en hoor en hoor en hoor en op 'n kol gaan jy vra as jy by die deur staan en daar word nie vir jou oopgemaak nie of jou naam is nie geskryf in die boek van die lewe nie. Maar Here, hoekom het ek nie nog 'n kans gehad nie? Hoeveel keer moet daar nog Paasnaweke wees en preke oor die dood en die opstanding van Jesus Christus vir jou? God het jou lief. Die doderyk en die hel was nooit gemaak vir die mens nie. Was gemaak vir die duiwel en sy demone. En vir die dier en die slang en die draak en almal wat daarmee gepaard gaan. Hoekom? Hulle was in rebellie teen God. Maar die mens wat in rebellie is teen God, gaan dieselfde pad loop as hulle. Hoekom? God is heilig. Hy kan nie 'n onderskeid tref nie. Hy kan nie sê die draak en die dier se sonde was groter as joune en hulle verdien dit nie, kom ek gee jou maar 'n tweede kans. Dis nie hoe dit werk nie. Neem daai genade geskenk. Laat dit jou lewe verander. En laat jy lewe, Jesus Christus. Dis die vrug waaraan jy geken gaan word. Die liefde wat jy het vir die Vader en die liefde wat jy het vir die medemens. Vir die weduwee en die wees. Om sy hande en sy voete te wees. Kom ons maak ons met.